Goeiemôre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Ek hoop dat vanoggend vir ons elkeen tot groot seën sal wees, 'n besondere dag in ons kerkjaar, so op Goeie Vrydag en met dit gesê ook 'n baie geseënde Paasfees vir ieder en elk van ons huisgesin tot u huisgesin en van huis tot huis. Hoop ons dat u ook die dieptepunt daarvan sal deurleef en so saam met vriende en familie dit geniet. Ons kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir ons hulp kom? So sê die Here, julle hulp kom van my, die een wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede vir julle, van hom wat was, wat is, wat weer sal kom. Amen. Liewe Here, ons besef in ons gebed ook nou die dieptepunt van hierdie dag, die merkwaardigheid, Here, en ons reaksie, Vader, is liewers die van stilte, 'n heilige stilte. Here, ook so met die woord vir ons oop, waar ons langs hierdie leidingsweg van u ook beweeg, Here. Vader, raak ons stil. Here, waar vandag 'n donker dag was, wat leiding aanbetref, Here, vier ons dit dan ook as 'n dag vir ons vir hoop. Here, ook nou reeds op Goeie Vrydag, weet ons van opstanding Sondag. Maar vir nou is ons by die kruis. En die diepte van die lyding vir ons mense. Daarom is ons woorde min. Lei ons ook nou deur die Gees, waar ons uit u woord uit hoor wat u vir ons elkeen sê vandag. Amen. Geliefdes, ons skriflesing of skriflesings kom vanoggend uit die Evangelie volgens Lukas. 3 gedeeltes wat ons saam lees. Eerste gedeelte daar is Lukas 22 vanaf verse 39 tot 53. En dan 'n tweede gedeelte wat ons saam kyk is verse hoofstuk 23, 13 tot 25 en 44 tot 49. Eerste gedeelte Lukas 22 vers 39. Die opskrif daar, Jesus in Getsemane. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as u wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Toe die wat saam met Jesus was, sien wat gaan gebeur, vra hulle, Here, moet ons hulle met die swaard aanval? Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Maar Jesus sê, hou op daarmee. Daarna het hy die oor aangeraak en hom genees. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het,
Trek julle met swaarde en stokke uit soos teen 'n rower? Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel, en julle het nie 'n hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, het julle kans. En dan ons tweede skriflesing uit Lukas 23, vanaf verse 13 tot 25. Pilatus lewer Jesus uit om gekruisig te word. Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk bymekaar geroep en vir hulle gesê: Julle het hierdie man voor my gebring as 'n opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek en ek het in hierdie man geen gronde vir aanklag wat julle teen hom ingebring het, gevind nie. Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat. Maar soos een man het hulle geskreeu: Weg met hom, laat Barabbas vir ons los. Barabbas was in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor moord. Omdat Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat, maar hulle het aanhoudend uitgeroep: Kruisig hom, kruisig hom. Die derde keer sê Pilatus vir hulle: Watter kwaad het hierdie man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom laat gesel en dan loslaat. Hulle het egter met 'n harde geskreeu aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moes word en het met hulle geskreeu die oorhand begin kry. Pilatus het toe besluit dat aan hulle eis voldoen sou word. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat, soos hulle geëis het. Maar vir Jesus het hy uitgelewer, soos hulle wou hê. En dan ons laaste gedeelte, Lukas 23 vanaf verse 44 tot 49, Jesus sterwe. Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn, die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy vir God geprys en gesê: Hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het, het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea afgevolg het, het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dit is die woord van die Here. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Amen. Geliefdes, wanneer ons die evangelies lees, maar in besonder die gebeure rondom die kruis van Christus, dan kom mens natuurlikerwys tot die volgende gevolgtrekking. Gewoonlik sal meeste mense dit opmerk dat daar 2 reaksies in die evangelies is, juis pertinent rondom Jesus se kruisiging. Daar is 2 soorte mense wat ons in hierdie karakters in die evangelie aantref. Jy is of deel van die wat gekies het om deur die kruisgebeure geraak te wees, of dan kry ons karakters wat eintlik toevallig, of dan nou menslik gesproke sal ons sê, toevallig daardeur geraak is. Ons weet in die lewe gebeur daar niks met toeval nie, per toeval nie, maar jy kry dat daar persone is wat besluit het, hulle het gekies om van die begin Jesus te volg, en so het hulle dan ook hierdie kruisweg saamgestap, alhoewel hulle gevlug het wel, maar hulle het gekies. Maar dan daardie karakters, wat soms so terloop sal ons wil sê, toevallig sal ons wil sê, met Christus baie gekruis het. Hulle het nie willens en wetens gekies om met Christus baie te kruis nie. En eintlik in ons 3 gedeeltes, susters en broers, het ons van hulle gelees vanoggend. Mense soos
die offisier wie se oor afgekap is. Die evangelie volgens Johannes sê vir ons sy naam is Malchus. Hy het nie gekies om Christus te volg nie, hy het maar deur sy werksomstandighede Christus ontmoet. Of die gevangene wat in Jesus se plek vrygelaat is, Barabbas. Hy het ook nie Christus geken nie, maar Christus het tot 'n groot mate sy lewe verander. En dan ons derde skriflesing, die Romeinse offisier. Dit was maar sy werk gewees. Hy moes assisteer ten minste met kruisigings. En so was Christus maar net nog 'n persoon, so het hy gedink. Toevallig sou ons wil sê, maar wat hy in hierdie man gesien het, en die manier hoe hierdie persoon gelei het, het sy lewe verander. Nou geliefdes, wat ons ook dan nou vind, as ons kyk na hierdie 3 karakters, met die lees van hulle verhaal, raak ons wat dit lees, eintlik maar die 4de karakter in hierdie teks, 'n bykomende, 'n terloopse, 'n 4de karakter. En daarom gaan ons kyk na hierdie 3 karakters, die merkwaardigheid van hulle ontmoeting met Christus, wat ja, 'n bestuuring was, maar jy sou eintlik baie vinnig daaroor lees. Dis nie groot karakters nie. Die Bybelse teks sal ook baie vinnig, kort, saaklik dalk melding maak van hulle. Ons kyk eers na Malchus. Ons lees nie eers sy naam raak in ons skrifgedeelte nie, ons lei dit af uit 'n ander evangelie. So 'n klein karaktertjie is hy eintlik. Slaaf van 'n hoëpriester, eintlik maar 'n offisier, wat gewoon sy werk moes doen in die tuin van Getsemane. En weet ons in retrospek, as hy dan nou nie so vinnig gekoes het vir die swaard, en so kan ons aflei, was dit Petrus uit die ander evangelies, wat hom wou onthoof het. As hy nie gekoes het vir daardie swaard, sekerlik die flikkering in die fakkellig wat hy gesien het daardie aand, dan sou hy dood wees. Dan sou hierdie laaste werk van hom gewees het. Maar hy koes, en dan beskryf die Bybelse teks dat sy oor afgekap is. En in die proses, eintlik so klinies, kort, saaklik, Christus wat die oor neem en dit genees. En dan gaan hierdie verhaal verder. En ons lees baie vinnig daaroor, ons neem nie regtig notisie hiervan nie, ons resorteer dit maar nog, dis een dalk dan nou van die laaste wonderwerke wat Christus gedoen het. Maar geliefdes, as ons onsself so inleef dan nou, een vir een in hierdie 3 karakters, plaas jouself bietjie in die skoene van Malchus. Ja, dit word baie kort en saaklik vinnig beskryf, maar was dit vir hom so vinnig? Sekerlik die volgende oggend sou hy gedink het dat dit 'n nare droom was, as hy nie wakker geword het en gesien het hier is bloed aan sy klere nie. En waar hy bly dink het aan hierdie man, ek het my werk gedoen, maar hierdie man wat my oorgeneem het en dit genees het. Ander evangelies beskryf het meer dat die oor afgekap is. In hierdie geval is dit nie so duidelik eers in die teks wat met die oor gebeur het nie. So kort, so saaklik, so vinnig en saaklik word dit genoem. Na oorlewering word dit vir ons gesê dat Malchus deel van die gelowiges in Jerusalem uitgemaak het. Met ander woorde, hierdie gebeure, hierdie vinnige oorverloor en ooraanheg wat ons oorlees, is vir hom 'n lewensveranderende oomblik gewees. Ons kan dit nie met sekerheid sê dat dit feitelik noodwendig so is dat hy deel van die gelowiges wel in Jerusalem gevorm het nie. Het staan nie so in die Bybelse teks nie. Buite Bybelse bronne sal daarna verwys, maar ons kan ten minste sê dat Malchus verder nie minagtend van Jesus sou gepraat het na wat met hom gebeur het nie. Dat dit ook sy belydenis was, hierdie man wat my op 'n besondere manier aangeraak het.
En dan ons tweede karakter, die van Barabbas, is meer bekende karakter. Plaas jy vir 'n oomblik in sy skoene, en mens wil dit nie sommer doen nie, want Barabbas is dan nou die opruier, die moeilikheidmaker, die moordenaar, die een wat gekruisig sou wees kort daarna. Hy sit daar in sy tronksel en hy wag sy vonnis. En hy hoor hoe die mense daar buite praat, skree, rumoer, en hy dink dit gaan oor hom. En hy hoor hierdie naderhande voetstappe na sy sel, dit word oopgesluit, en die woorde is, jy kan gaan, jy is vry. Jy verwag jou teregstelling, en die volgende handomkeer oomblik is, jy kan gaan. Die Nasareëner sal in jou plek tereggestel wees. Iemand wat jy nie ken nie, jy het hom dalk nooit eers gesien nie, wat niks te maak het, Barabbas, met jou onreg nie, want hy het onreg gepleeg. Hierdie onskuldige gaan jou plek inneem. Jy kan maar gaan. En Barabbas, geliefdes, gryp hierdie lewenslyn wat na hom toe gegooi word aan met al twee hande. Hy maak dit sy eie. Hy maak hom vinnig uit die voete. So ver as moontlik van daardie tronk af, en jy kan jouself indink, net nou verander iemand van plan, laat ek hier wegkom. So hierdie vryheid kan jy sien raak vir 'n groter werklikheid. Dalk het ons ook nog nie so aan Barabbas gedink nie, ons dink maar net aan hom as hierdie kwytgeskelde. Maar meer in positiewe terme, hoe hy sy vryheid aangegryp het, is dalk 'n nuwe gedagte. En dan die Romeinse offisier, hy wat ook maar net sy werk gedoen het, nie die eerste kruisiging wat hy assisteer het nie, maar iets was anders, geliefdes, daardie dag, en daardie man wat hy gesien het, wat gelei het, bes moontlik die manier hoe Christus gelei het, wat gespreek het van aanvaarding. Hierdie Romeinse offisier wat sekerlik nie vir Jesus tevore gehoor preek het nie sy wonderwerke gesien het nie, vermeerdering van die vis, brood, en storm op die see, al daardie bekende wonderwerke beleef het nie. Wat hy beleef het, was net hoe hierdie onbekende persoon gelei het en gesterf het. Maar dit het sy lewe verander, hierdie manier om Christus so te sien, hierdie uitroep van hom dan ook, as 'n belydenis. Waarlik, hierdie man was onskuldig. Hy is die seun van God. Geliefdes, hierdie drie persone, ons drie klein karaktertjies, het nie bewustelik so beplan, maar hulle is deur God so aangeraak. Deur die kruisgebeure van Christus. En hulle lewe daarna is nooit weer dieselfde nie. Malchus genees, Barabbas bevry. Hierdie offisier nie skaam om te bely, hierdie man is die seun van God nie. En dan, geliefdes, begin ons al hoe meer met die aanhoor van hierdie drie karakters, die vierde karakter raak. En hulle reaksie wat tot ons juist spreek as die vierde karakter, as die aanhoorders daarvan. Byvoorbeeld, Barabbas wat sy vryheid met oop arms ontvang, wat hierdie verlossing aangegryp het, wat dit nie probeer ontleed het, wat nie probeer daarvoor betaal het nie, wat dit aanvaar het. Moet ons dalk reflekteer, hoe maak ons as vierde karakter met ons verlossing? Verlossing mildelik deur genade aan ons gegee. Wil ons dit probeer verstaan, ontleed, en ons kan nie. Geliefdes, ons wil ons graag nie in Barabbas se voete, in sy skoene ten minste, plaas nie, want dit is 'n antagonis gewoonlik, maar
Dalk is dit 'n voorbeeld van hom wat ons kan navolg is presies wat hy gedoen het. Want ons is ook nie geestelik dan nou gesproke veel anders as Barabbas nie. Ons sit maar ook in die tronksel as het ware van ons verlorendheid, van verdoemenis. En die klagstaat teen ons is ook onmenslik lank en daar is geen manier waar mens hier uit kan kom nie. Geen tegniese punt van die wet wat jou hiervan bevry, anders as die bevryder Christus self nie. En dis juis hierdie boodskap, jy's vry, Barabbas. Jy kan gaan. Die Nasareëner het in jou plek geboet. Gaan. Gryp hierdie verlossing aan. Maar wat doen ons so dikwels? En dis waar ons juis soos Barabbas moet maak. Ons wonder heimlik of kan dit waar wees, want in ons dag en tyd sal ons gereeld sê van slenters daar buite, dis te goed om waar te wees. Kan dit regtig waar wees? Geliefdes, Barabbas het dit nie verstaan nie. Hy het dit allermins nie verdien nie. Maar hy het dit ook nie geweier nie. En so ook met ons in die verlossing in Christus, is dit nie iets wat ons ten volle sal verstaan nie. Allermins nie iets wat ons verdien nie. Maar dit beteken nie, geliefdes, dat ons dit nie aangryp nie. Of dan nou as ons iets moet ontleen van ons volgende karakter, van Malchus. Ons is in ons geloof baie keer alles behalwe 'n Malchus. As ons in 'n krisis kom, as ons wanhoop beleef, as ons deur moeilike tye gaan, as ons twyfel vir uitkoms, wat dit ook al mag wees, dan raak ons geestelik vergeetagtig. En vergeet ons spreekwoordelik dan nou om aan ons gesonde oor te vat. Daardie kere waar die Here ons uitgelei het, behoudend tot hier gebring het waar ons nou is. Soos jy ook kan indink, moes Malchus in sy lewe ook teruggekyk het en weer aan die oor gevat het en dit tasbare herinnering was van Christus se goedheid. Vergeet ons baie keer. Ons raak geestelik vergeetagtig. Of dan die Romeinse offisier. Hy wat bely het dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Dit wat hy gesien het in Jesus se laaste uur. Hierdie belydenis. Geliefdes, waar Jesus sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor, dat dit sy belydenis daarna was. Hierdie man is die Seun van God. Hy moes iets gesien het van geloof. Iets wat nie in woorde uitgedruk kan word nie. Geloof van Christus. En ons het net 'n fraksie daarvan wat ons kan beleef. Is geloof wat eers op die harde pad van teëspoed en swaar kry 'n werklikheid word. Dit wat hy in Christus raak gesien het. Ware geloof. Egte geloof. Geliefdes, want so weet ons, geloof is ook op sy helderste sigbaar of sigbaarder in die moeilike tye. Nie noodwendig in die goeie tye nie. In die hospitaalbed oomblikke. Of daar in die begrafplaas by 'n oop graf van 'n geliefde. Of in die donkerste uur van nood. Dalk is dit wat hierdie soldaat raak gesien het, is die kalmte waar Christus in daardie turbulente tyd so gelei het. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Kan dit nie anders nie, geliefdes, dat hierdie teks vir ons die vraag vra, sienende dat hierdie 3 karakters se lewe handomkeer anders was. Na die kruis. Wat maak die kruis van Christus vir ons as die 4de karakter?
Is ons bereid om eenvoudig te aanvaar dat ons vry mag uitgaan? Barabbas? Glo jy dat God jou werklik aangeraak het? Al verstaan jy dit nie. Al is daar nie hierdie grootse moment in jou lewe wat gebeur het nie, geliefdes, dit hoef nie. Glo jy dat God ook vir jou deur die Gees aanraak? Malchus? Glo jy dat God in alle omstandighede by jou is? Soos daardie Romeinse offisier gesien het, en is dit jou belydenis? Veral vandag op Goeie Vrydag. Deur alles, dalk in jou lewe, nog steeds te kan bely. Waarlik, hierdie man is die Seun van God. In die stilte, geliefdes, om hierdie vraag, wat maak die kruis van Jesus Christus met jou vandag? Of is ons nog presies dieselfde? Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van julle nou en tot in alle ewigheid. Amen.